Ek wil begin by iets wat eintlik nie, dit sal inpas by die boodskap van môre, maar ek wil begin met die woorde, en is my net wonderlik hoe dit gebeur, dat die goed by mekaar kom en hoe die Here werk. Met die woorde dat, onthou dat Jesus is mens. Maar onthou ook, dit wat ons die afgelope 2 weke gehoor het, dat Jesus is ook God. En vir ons menslike verstand wil ons alles altyd met ons brein uitwerk. As iets nie vir ons sin maak nie, dan verwerp ons dit, dan wil ons dit weggooi. Is dit so? Nou, ek het 'n paar gesprekke nou al in my lewe gehad met verskeie mense oor wat hulle sê, ja, maar die Bybel maak nie sin nie, maar as God dan nou 'n liefdevolle God is, hoe sal God dan nou mense veroordeel? So die Bybel maak nie vir hulle sin nie, want hierdie God wat vir sy brein maak dit nie sin nie. Dis die punt. Ek moes eendag met 'n meisietjie sit wat hulle daar by ons aanbring by ons tienergroep, toe ek nog ek dink ek was 17 jaar oud of iets. En hierdie meisiekind kom uit 'n baie godsdienstige, hoor my woorde, godsdienstige agtergrond uit. So vir haar maak soos 'n kruistoneel in 'n beeld, sy hang hierdie goeters aan. En sy kan nie verstaan dat Jesus is. En sy kan nie, dit maak nie vir haar sin nie. En ons moes toe met haar deel en vir haar verduidelik, onthou, God is juis God. God is juis bo jou en my vuurmaakplek. En dis ons probleem, as ons God probeer uitfigure met ons verstand, is dit waar ons probleem lê. Want dit is hoekom ek nie kan glo nie. En dis juis waar geloof begin, is juis, ek glo dit wat ek nie verstaan. En ek wil hê, jy moet dit verstaan vanmôre. Nou vanmôre gaan ons praat oor 7 waarhede. En ons moet verstaan dat waarheid kan net feite wees, of dit kan waarheid wees. Want baie goeters is feite. Maar dit is net die waarheid wat jou vry maak. En wat is die waarheid? Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So dis net dit wat my kan vrymaak. So as ek hoor waarheid, dan moet ek nie net 'n feit sien nie, maar ek moet vashou aan die waarheid, Jesus Christus. Amen. So, ons kom nou uit 'n tyd uit en ons het gekyk na die week wat opgeloop het na die kruisiging toe en na Jesus se opstanding uit die dood uit, en ons is nou al 'n week daarna. En wat ons graag wil doen met jou vanmôre is om met jou 7 waarhede, ek het dit sommer genoem 7 waarhede vir 7 dae te deel. Om net elke dag 'n waarheid te vat en 'n bietjie daarop te fokus, dat 'n ou net 'n bietjie kan soos 'n vergrootglas, 'n vergrootglas op daai gedeelte te kan sit. Nou ek moet deesdae 'n bril gebruik, want sonder my bril is dit nogal is ek bang, want ek sien spookbeelde. Ek sien 2 van partygoed soos ek moet lees. Okay, ek val nie daar die foon aan. As hy nie al bril op nie, dan kan sy gou-gou vir my lees. So, wat ek probeer sê is, as ek wil werk aan iets deesdae, ek was 'n elektriesien baie jare terug gewees, en as jy werk aan drade, dan moet jy die kleur van die drade kan sien en hoe lyk dit daar. Nou die afgelope tyd het ek 'n paar goeders reggemaak. Toe kom ek agter, maar as ek nie my bril by my het nie, as ek nie kan fokus daar nie, kan ek nie die woord reg, die werk reg doen nie. Dis wat ek net wil probeer sê. Hierdie fokus is net om 'n bietjie daarop in te fokus en te kan fokus om dit werklik te kan sien. Nou die eerste ding waaroor ek met jou wil praat vanmôre is dat die graf is steeds leeg. Nou ons het nou, as julle sien, weet julle, hier was mos nou 3 kruise. Ek wil dit net vir julle verduidelik, hier was 3 kruise, en ons het probeer uitbeeld dat daar was 3 kruise wat op Golgotha gestaan het. Christus het in die middel gehang,
en hierdie twee misdadigers langs hom en daar was een wat gevra het vir redding. Baie ouens is baie slim en dan sê hulle, maar as jy die Christus is, red ons. Dis hoe baie mense se attitude is in die wêreld. Hulle wil net iets hê, maar hulle waar die ander man het gesê, wees my genadig. Nou het ons so gemaak dat ons het die wit daar gesit vir God se geregtigheid. Die kruis is leeg en die graf is leeg en die klip is daar net as 'n teken. Die klip is net daar om te sê, ons sê die graf is leeg. Nou, as ons sê die graf is leeg, dan moet ons verstaan, die feit dat die graf leeg is nie net sommer, okay, die graf is leeg en nou sal toeriste aantreklikheid. Die feit dat die graf leeg is, sê vir jou en vir my iets wonderbaarlik gebeur. Dat 'n wonderwerk gebeur. Nou een van die goeters waaroor mense moan, kan julle onthou, toe ons nou gesê het, daar's mense in die wêreld wat sê alles moet met jou verstand kan verstaan word voordat jy dit kan glo. Nou een van die goed wat hulle nie verstaan nie is, hoe is dit moontlik dat 'n maag 'n kind kan hê? Dit is moontlik. Want God is die een wat alles geskaap het en God is die een wat sy seun gestuur het. Want dit is nie menslik nie. Dis God wat dit gedoen het. Dit wat dokters nie eens kan doen nie, doen God. Dis wat hy doen. En dieselfde met Jesus wat uit die dood uit opgewek is. Hoe kan 'n man wat dood is uit die dood uit opstaan? Baie eenvoudig. God laat hom opstaan. It's godly. Dis goddelik, dis bonatuurlik. Dis nie normaal nie. So as ons net hierop weer 'n bietjie kan fokus en kan sê, weet jy wat, die graf is leeg en dit beteken Jesus is nie meer daar nie. Dit beteken Jesus, ons weet wat het verder gebeur, hy het opgevaar hemel toe en hy sit aan die regterhand van die Vader, maar dit help my net weer besef die graf is leeg. Ek hoef nie te dink, was hy nou daar, was hy nie daar nie. Die graf is leeg. Hy is glad nie meer daar nie. En daarom kan ons juig net soos wat hulle gejuig het. En dit is nodig, wat jy doen is, vat 'n bietjie die evangelies, dan gaan lees jy dit. Dan gaan kyk jy wat daar staan. Een van die goed wat gebeur het is, hulle het graf toe gegaan, en ek kan nie voor die speaker inloop nie, want dan gaan hy skree vir my. Hulle het graf toe gegaan, toe kom hulle agter, hy is nie meer daar nie. En eers is hulle kop 'n bietjie deurmekaar, want hulle dink toe, o hemel, hulle het hom gesteel. Hallo? En wat het gebeur toe hulle uitvind, hy is nie meer daar nie en hy lewe? Die Here vertrou dit toe aan 'n vrou. Hy maak seker, almal weet. Alida, sal jy gou vir ons sê, wat het sy vir hulle gaan vertel? Ek dink sy het gesê, "Ai pastoor, jy gehoor, Jesus is nie daar nie." Kan jy imagine? Ek dink daai vrou het van haar tralie afgeraak. Sy het heel moontlik by hulle ingehardloop en gesê, "Hy leef, hy leef, hy leef." Woe! My vrou weet ek is mal, nou weet julle ook. Maar ek is seker dis wat moes gebeur het. Ek dink partykeer binne in die kerk en binne in die godsdienstige raamwerk het ons moet daarom net onsself. Ons moet onsself nou gedra. Maar daar is 'n tyd wanneer daar sekere goeders moet gebeur binne in my gees wat ek net weer moet besef, hy leef, hy het opgestaan, hy is nie meer hier nie. En dit is die tweede punt. Jesus leef nog steeds. Hy het nie net toe opgestaan en net daar geleef nie. En weer 'n keer, ek wil hê jy moet dit hoor. Hy leef nie net daar waar hy geleef het as 'n mens nie. Hy leef as God in die hemel en hy tree vir jou en vir my in. En daai selfde krag wat hy tentoongestel het vir jou en vir my, is tot vandag toe nog steeds waar. Kyk wat sê Markus 16 vers 4, en toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol is, want dit was baie groot. Ons het so 'n bietjie in hierdie week daaroor gepraat, oor ons het nou 'n mooi seentjie daar gesit. Maar daai ding was groot.
Dit het 'n paar manne gevat om daar te sit. En dit was vir hulle die skok toe hulle daar kom en agterkom, maar die klip is nou weg. Dan sê Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ek weet nie van jou nie, maar as ek weet 'n ou is dood en hy staan weer hier voor my. Ek weet nie wat my reaksie sou wees. En hy het dit vir hulle gesê, maar onthou weer 'n keer, as mens maak dit nie sin nie. Hoe is dit moontlik dat jy kan opstaan? En dink 'n bietjie hieraan, wat ek wonder partykeer of dit is hoekom God toegelaat het dat Christus so 'n wrede dood moes sterf. Dat daar nie twyfel kon wees dat hy dood is. Want 'n ou wat net dood gaan en daar lê en weer wakker, dis kind of, okay, dis seker nou maar 'n mediese verklaarbare ding. Maar as jy iemand so gesel, dat die Bybel sê hy was onherkenbaar vermink. Dit beteken jy kon nie, jy het nie geweet wie dit is. Ek gaan nie in die detail daarvan ingaan nie, maar hy was regtig in 'n slegte toestand, sy liggaam. En as hy opstaan, vir een of ander rede, pastoor, ek kan nie dit verstaan. Sy hele liggaam is reg, né? En tog laat God toe dat die gate in sy hande agterbly en in sy voete en in sy sy. Ek verstaan nie, maar ek glo dit en ek vertrou die Here dat dit wat hy doen, is dit, hy weet wat hy doen. Sodat hy voor Thomas kon staan, wat gesê het, is dit regtig u, Here? Kom sê, kom sê, wat is hier? Kyk eens. En in 'n oomblik dink ek, toe Thomas sê, my Here, my God, ek dink dit het Thomas se wêreld geruk. So kom ons onthou, hy leef nog steeds, hy het opgestaan. Die volgende waarheid wat ons moet krag gee, is dat die beloftes wat Christus gemaak het, is waar. Wat het hy vir sy disippels die hele tyd gesê? Hy het vir hulle gesê hy gaan sterf. Het hy nie? Het hy nie vir hulle gesê hy gaan weer opstaan nie? Maar weer 'n keer, ons menslike verstand sukkel om dit bymekaar te bring. En hierdie disippels, hierdie beloftes van hom gehoor. Een van die redes waarom die disippels verpletter was deur Christus se kruisiging was omdat hulle dit nie verstaan het. Maar dis vir my aardig, want hulle het gehoor hy gaan sterf, hy het dit gesê, wat vir hulle nie sin gemaak het nie. En ek dink dit is deel van die probleem wat die klomp Israeliete gehad het. Toe Jesus ons nou inkom op die donkie, toe sien hulle hierdie koning, en hulle sien hierdie ou wat al hierdie goeders doen, en hulle sien in hulle menslike verstand, in die area en in die plek waarin hulle leef, hier is dalk vir ons verlossing, en hier is vir ons 'n kans om te kry wat ons wil hê. Is ons nie ook so nie? Ons hoor van 'n politieke party wat skielik geraas maak en hulle doen die en dan dink ons, uiteindelik gaan ons dalk 'n beter ietsie sien. Hallo? Want dis wat jy graag wil hê en dis wat hulle gesien het. Maar dan is die ongelooflike ding, is die feit dat Christus werk nie soos wat ons werk nie. God werk nie soos wat ek en jy werk nie, want God is God. En daardie beloftes wat God gemaak het, het nie opgehou nie. Sien, hulle het verkeerd na die beloftes gekyk. Hulle het gekyk na die beloftes en het menslik gesien en nie gesien hoe God dit wil gebruik, dat God die hele wêreld wil red en nie net die een volkie. En God wil hê dat sy heerskappy in ons harte moet wees, want as dit in my hart is, dan hang dit nie af van die politiek nie, dit hang af van sy heerskappy in my hart. Maak dit jou nie opgewonde nie.
Want nou kan ek opstaan in die môre en maak nie saak wie in die regering sit nie, kan ek sê, Here, maar U regeer. Hulle regeer dalk hier, maar U regeer oor alles. U heers oor alles en nog meer. U is God. U is altyd in beheer. Ek wil sommer daai song sing, so opgewonde raak ek oor dit. Want dan besef jy hy is in beheer, want hy het die belofte gemaak dat hy gaan dit doen. En dis juist daai beloftes wat jou en my aan die gang hou. Kan julle onthou toe ons kinders was, as jou pa en ma vir jou iets beloof het? Het jy getwyfel daarin? Wanneer het jy eers getwyfel daarin? Toe hulle nie kon deliver nie. Maar met God se beloftes werk dit so, as hy beloof, hy kan. Hy kan. As 'n song wat sê, I know a man who can. Maar ek weet van 'n God wat kan. Never mind net 'n man. Vierde ding is, God gebruik nog steeds vissermanne. En dit het betrekking tot jou en my. Wat vir my wonderlik is dat toe Christus gekom het, en hy navolgers gaan soek het, en disippels gaan soek het, het hy nie die slim en die ryk ouens gaan soek nie. Het jy al 'n visserman gesien? Kom ons dink net in ons eie konteks van Suid-Afrika. Dink so 'n bietjie daar in die Kaap. Julle al gesien hoe lekker regte visserman, maar daar's op sy boot klim elke dag. Hulle tande sal gesupply word. As julle die, ek weet nie wie van julle ken die grapie nie, maar ons gaan nou nie na die grapie toe nie. Wat ek wil sê is, hierdie manne is grobbe ouens met harde hande. En binne in die konteks van waar Christus gekom het, tot Jesus was 'n vakman. Wat dink jy doen 'n skrynwerker? Hy bou huise en hy maak houtgoed. Het julle al gesien hoe lyk 'n skrynwerker se hande? Nou nie soos 'n diesel mechanics nie, maar 'n skrynwerker wat regtig met instrumente werk en nie met kraggereedskap bestaan nie. Het harde hande. En is gewoonlik ouens wat gesond is, want hy moet goed optel en hy moet goed dra en hy moet goed doen. En hierdie Jesus kies om vissermanne te gebruik om sy boodskap uit te dra. En die eerste ouens wat hy roep en sê kom volg my, is juis die vissermanne. Kom ons lees gou daar Matteus 4 vers 19 en hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. So hy gebruik binne in hulle area waarin hulle is, gebruik hy die analogie van vissers, ouens wat vis vang, en hy sê vir hulle, hy gaan hulle vissers van mense maak. Die Here gebruik jou dalk net op 'n ander manier. Jy's dalk nie 'n visser van mense nie, maar dalk is jy 'n syferhou of 'n bakker en die Here gebruik jou binne in jou omstandighede en dis 'n waarheid waaraan ons moet vashou, dat ons kan verstaan, die Here het my gesit waar ek is sodat ek kan wees wie ek moet wees vir sy heerlikheid. Ek dink nie altyd daaraan nie, maar die Here kan jou gebruik binne in jou werk. Die Here kan jou gebruik net soos jy is en ek wil vir jou sê, hier's die goeie nuus. Ek wil ietsie hier aankoppel vir jou. Terwyl hulle voordat Christus dood is, hom volg, leer hulle 'n klompie goeters en hulle verstaan 'n klomp goeters nie, en selfs toe hy nou die aand moet gevange geneem word, toe hulle in 'n warboel en almal hardloop weg. Want hulle het nog steeds, want hulle verstaan, menslike verstand kon dit nie verstaan nie. En eers toe die Heilige Gees kom, toe is daar 'n bonatuurlike inspraak in hulle hart, in hulle gees, in hulle gedagtes. En die Here gee vir hulle bonatuurlike krag om hulle natuurlike te gebruik tot eer van sy naam. So laat God toe om met sy gees binne in jou gees te kom, dat wanneer jy hom volg en jy doen wat hy vir jou sê, dat daar iets van kan kom. Dis hoe God wil hê ons moet
werk. God gebruik eenvoudige mense. God gebruik ons sodat sy koninkryk kan kom. Een van die mooi goeders vir my is dat 'n pa leer sy seun sekere goeders. En dan doen sy seun nie noodwendig altyd presies wat sy pa gedoen het nie. Maar daar's tog sekere goeders. Verstaan, hy word nie net 'n kopie van sy pa nie. Hy word sy eie mens. Maar wat wonderlik is wanneer hy ontdek wie hy is. Ek ontdek wie ek is as 'n seun van my pa. Dat ek selfs dit wat my pa gedoen het beter doen. Jesus het vir hulle sekere goed geleer wat hulle moes doen. Wat vir my baie aardig is om nie te sien, ek lees nie in die Bybel van 100 kere wat hulle almal genees het soos wat Jesus dit gedoen het. Maar ek sien wel dat daar meer mense tot bekering gekom het. So, Jesus het sy funksie gehad toe hy op aarde was en toe het hy 'n funksie vir hulle gegee en ons het ook 'n funksie. So volg hom, volg hom, volg hom. Hy gebruik ons. Raai, die evangelie red steeds. God se evangelie het nie opgehou nie. En wat is die evangelie? Christus het gesterf en opgestaan sodat ek en jy verlossing kan kry van ons sonde, want ons eie werke kan ons nie red van ons eie sonde. Dis die evangelie. Maar dit stop nie daar. Dan gaan die evangelie verder. Want die goeie, onthou, evangelie beteken goeie nuus. Dan gaan die evangelie verder, want die evangelie sê vir my, dat as ek wag vir krag van die Heilige Gees, dan gee God vir my bonatuurlike talent, bonatuurlike gawes en krag om te kan doen waarvoor hy my geroep het. Dis die wonderlike daarvan. So nou het ek die vermoë om die evangelie vir iemand te gee, nie net met my eie vermoë nie. En dis partykeer ons probleem. Pastoor, ek kan nie regtig met mense praat. Ja, jy dalk in jou eie natuurlike mens voel jy dalk so, nee. Maar die oomblik as God se Gees in jou kom woon, dan doen die Here goed in jou lewe wat jy net dink, wow, ek het nooit gedink dis moontlik. I never thought this was possible. Ek lag nou vir Lukas wat fluit. Want Lukas gebruik 'n rye bakkie. En hy moet asgate toe ry elke dag. Maar weet julle wat is een van die ongelooflikste goeders as gevolg van God se Gees wat in hom werk en in hom woon? Deel hy partykeer, nee, inteendeel, ek wil waag om te sê, Lukas deel meer die evangelie met mense as wat ek dit doen. Ek hoop nou nie iemand kry nou hartaanval as dit hoor. Want die Here het hom in 'n situasie en in 'n plek gesit waar hy dit kan doen. Net omdat God se Gees binne in hom werk en omdat die evangelie, die goeie nuus, nie opgehou het nie. Lees saam met my Handelinge 2. Hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Basies wat dit op neerkom is, hulle het die evangelie gedeel met Jode, en hierdie Jode het Jesus gehoor van Jesus en hy's gekruisig en hy het opgestaan, maar dit het nie vir hulle sin gemaak nie, totdat Petrus met hulle praat, gevul met die Heilige Gees. Dis waarop dit neerkom. So die goeie nuus moet ons nog steeds deel. Dan natuurlik saam met dit, die laaste 2 is, ons moet onthou dat wanneer ek iemand na die Here toe lei, moet ek iemand kan disipel. Ek moet iemand kan disipel.
En nou wil ek weer aanhaal, wanneer my pa my geleer het, het hy nie gesê, kom hierso, vat nou die skraper, so krap jy nou die muur af nie. My pa het net gesê, ons gaan nou dit doen, dan my pa het dit gedoen, en ek het maar gekyk wat my pa doen, en ook 'n skraper gevat, en gesukkel en gekrap, en dan raak jy hand seer, en draai jy maar aan 'n hand, maar jy leer so by jou pa. As die Here vir jou en vir my mense op my pad stuur, dan moet my lewe, en dit wat ek doen, wanneer ek die evangelie deel met hulle help om hulle ook te disipel, dat hulle in my lewe die goedheid van God sien. Sien hoe ek reageer binne in 'n situasie. Sien hoe dat ek reageer wanneer alles van my al weggevat word. Sien hoe ek reageer wanneer ek my kar stamp. Sien hoe ek reageer wanneer ek sekere goeders doen. Want sien, ek moet hom disipel. En saam met dit beteken dit ek moet hom leer. Nou, Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. Hy sê dan ook, julle moet hulle leer. Hy sê, julle moet hulle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan moet julle hulle leer om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Dis 'n mondvol. Maar dit kom daarop neer, dat net soos wat ek my kind groot maak, so gee die Here vir my mense wat ek moet help, en hulle moet help groot maak. Ek kom ons nou alweer terug na die begin toe, nie in my eie krag nie, maar met die krag van die Heilige Gees wat binne in my woon. So laat toe dat die Here jou lei. En ons het al gepraat daaroor, ons gaan weer die disipelskap klas laat hardloop. As jy onseker is wat jy moet vir 'n ander ou sê, dan kom woon jy die klas by, dan leer ons jou wat jy vir hulle kan leer. Sodat God se Gees in jou kan werk, en hulle kan na die Here toe lei, en hulle leer hoe om die Here te doen. Amen. En dan natuurlik die laaste ding is, jou gesin het jou nodig. Nou sal julle dink, genade, ons praat nou al hierdie goeters, hierdie klink nou heeltemal uit, weg van dit af. Partykeer kan ons so besig raak met ons eie ding, met ons as pastore kan besig raak met die bediening. Of ons kan besig raak as ek daar buite werk met my werk, of met sport, of met stokperd. Dat ek 'n partykeer kan vergeet dat my eerste plek van bediening is my gesin. Wil jy iemand bedien? Begin by jou vrou en jou kinders. Weet julle wat's amazing, as jy begin bid vir jou vrou en jou kinders, vir een of ander rede dan sit asof die Heilige Gees jou herinner, maar bid vir daai ene ook, en bid vir daai ene ook, en bid vir daai ene ook. Maar dan moet ek begin, ek moet dit doen. En ek hou altyd van die woord, ek hou van die woord aspris. Nie in 'n slegte manier. Aspris, intentioneel. Nou gaan ek vir jou 'n vraag vra. Skryf julle vir julleself intentioneel tyd voor om saam man en vrou te gaan 'n koffie drink of te gaan vakansie hou. Ons pastoor staan nou die kerk, wat praat jy nou van sulke goeders? Dis deel van my kind van God wees. Want as ek die evangelie verkondig en ek is hierdie superkind van God, ek behandel my vrou nie reg nie, dan kanselleer ek eintlik alles uit. Want deel van God se bo-natuurlike krag wat in my woon, moet my so inspireer dat ek 'n beter man vir my vrou wil wees en 'n beter pa vir my kinders. That's just the way that God works. 'n Klein storieetjie wat baie min mense onthou is, kan julle onthou toe Jesus aan die kruis hang? Toe staan sy ma daaronder, en Johannes.
En aan die kruis hang Jesus, die seun van God, God en mens. Hy sê vir Johannes, daar's jou ma en vir daar's jou seun. Want hy besef hy moet weggaan en sy moet versorg. Dit gee jou iets van die hart van wie hy is. As jy gaan lees, dan kom jy agter met Martha en Maria en Lazarus, hulle was huisvriende. So moenie diskwalifiseer dat die Here wil hê jy moet in hierdie lewe leef tussen ander mense. En dit is waar ons eerste bediening begin, is daar. En dan volg alles saam met dit. So laat hierdie waarhede in jou lewe vir jou net weer lewe en perspektief gee rondom Christus se dood en opstanding. En mag dit jou net weer so 'n bietjie energie gee om te sê, man, ek het weer krag vir 'n nuwe dag. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons lewens nie hoef verniet te wees. Here, dankie dat U in ons leef en dat U ons krag gee. Here, dankie dat U ons lei, dankie dat U ons leer. Dankie Vader dat die lewe die moeite werd is omdat U leef, U opgestaan het en omdat U aan die regterhand van die Vader sit. Here, help ons om te fokus op U en dit wat U wil hê in ons lewens. En ons wil bid soos wat U ons geleer het. Here, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook hier op aarde, in my lewe, sodat mense U in my sal sien. Dankie Here dat ek hoef dit nie by myself te doen nie. Dankie vir hierdie familie wat my saam met hulle kan vat op hierdie reis, waar ons saam U kan dien. En Here, dankie dat U die wêreld voor ons sit, sodat ons hulle kan vertel van wie U is. Dat ons kan lewe op 'n manier dat ons lewens hulle sal lok en aantrek na U om U te leer ken. Dankie vir die krag. Ons loof U naam. Amen. Amen. Ek gaan pastoor gee baie dankie. Loof die